Goeiedag luisteraar, baie welkom by Fontein van Vrede. Ek is so bly julle het vandag ingeskakel. Ek glo met my hele hart dat die Here 'n woord het vir iemand. Dalk vir jou, dalk vir iemand wat al lank soek na vrede. Dalk vir iemand wat moeg is vir die stryd in die siel. Luisteraars, hierdie week lees ek deur die boek van 1 Petrus. En toe ek by hoofstuk 4 vers 3 kom, toe steek ek vas. Die woord sê, in die verlede het julle lank genoeg soos nie Christene geleef. Julle het vrye teels gegee in losbandigheid en natuurlike neigings. Julle het wilde en uitspattige dronkpartytjies gehou en afskiedelike afgode bedryf. Toe ek het lees, het ek geskrik, want ek het my eie lewe daarin gesien. Ek was 'n Christen gebore, maar ek het nie verhouding met Christus gehad nie. Ek het gedrink, partytjies gehou, uitspattig geleef, en tog het ek myself 'n Christen genoem. Ek het vrede gesoek, maar nie die God van vrede nie. Ek het my pyn op God blameer, maar ek het hom nie geken nie. Ek het Jesus se kruisiging elke jaar gevier met 'n 4 dae lange dronkpartytjie. Ek het gedink ek is reg, omdat ek so nou en dan sou kerk toe gaan net om die image te maintain. Maar niemand het my geleer van Heilige Gees nie. Niemand het my geleer dat hy liefde, vrede, krag en selfbeheersing is nie. Niemand het my geleer dat Christenskap is nie 'n titel nie. Dis 'n lewe. Jarelang het ek geluister na volgoed, motivational speeches in kerke, wat niks binne my verander het nie. Want ek het uitgestap en my lewe gelei soos ek wou. En wanneer die pyn en die vrees, die haat en die bitterheid gekom het, dan het ek bloot net vir God blameer daarvoor. Ek het vir God gesê dat dit sy skuld is dat my lewe gemors is, dat ek seer en gebroke is, en dat hy die gemors moet uitsorteer. Luisteraars, vandag as ek terugkyk, kry ek skaam. Kry skaam oor my verwaandheid, my disrespek, my hoogmoed. Want die groot, almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, kon my van die aardbol afvee in 'n oogwenk. Maar hy het nie. Want hy is nie net die almagtige nie. Hy is ook my pappa. En hy het my lief. En in die plek van straf, het sy seun Jesus Christus, die mees brutaalse dood gesterf, sodat ek gered kon word. En daardie Jesus, wie se dood ek elke jaar gevier het met 'n dronkpartytjie, daardie Jesus het my skoon gewas. Hy het in my hart ingestap. Hy het my jare se pyn genees. Hy het die storm van vrees stilgemaak. Hy het my gevul met 'n vrede wat ek nie kan beskryf nie. En toe gee hy vir my die Heilige Gees. Luisteraars, ek is so lief vir Heilige Gees. Hy vul my, hy lei my, hy troos my, waarsku, dra my. Ek kan nie een enkele minuut van die dag sonder Heilige Gees leef nie. Ek dwaal ver weg van die teks af. Maar ek wil vandag stil staan en vra, is jy 'n Christen omdat jy so gebore is? Of is jy 'n Christen omdat jy 'n verhouding het met Christus? Want as jy net 'n Christen gebore is, gaan jy vrede soek en dit nie vind nie. Dan gaan dit wat ek hier week vir week verkondig, dat daar 'n plek van vrede is, dit gaan vir jou voel soos leuns. Want sonder die lewende God is daar geen vrede nie. Luisteraars, ek wil vandag hierdie een waarheid in elkeen se hart kom plant. God kyk nie vas in jou foute nie. Hy kyk vas in jou hart. Hy sien jou potensiaal en hy weet wat is jou eindbestemming. Ons kyk vas in ons mislukkings en verlede. Ons kyk vas in ons skaamte en ons swakhede. Maar wanneer God na ons kyk, dan kyk hy na ons deur die lens van 'n Vader. Hy kyk deur die bloed van Jesus Christus en hy kyk deur die oë van liefde na ons. Want sy liefde is nie broos nie.
Dit breek nie elke keer wanneer ons struikel nie, en dit gaan nie verdwyn wanneer jy val nie. Dit raak nie moeg wanneer jy sukkel nie. God se liefde is hardnekkig, volhardend, onveranderlik en onophoudelik. En hy hou aan klop en roep en soek. Hy hou aan om lief te hê. Luisteraars, vandag wil ek kom sê dat God se liefde is groter as jou geskiedenis. God is meer geïnteresseerd in jou toekoms as in jou verlede. Baie mense dink dat God sit met 'n groot boek wat vol is van jou foute. Maar die Bybel sê hy vergeet dit. Hy vergeet dit, hy gooi dit so ver weg soos die ooste van die weste. God is nie 'n God wat jou foute tel nie. Hy is die een wat jou hart herstel. Hy wil nie jou verlede die heeltyd herhaal en voor jou kop gooi nie. Hy wil jou toekoms herskryf. Hy is nie die God wat jou wil laat skuldig voel nie. Hy is 'n God wat jou wil vrymaak. Luisteraars, God se liefde is nie gebaseer op jou prestasie nie. Hy het jou lief omdat hy jou gemaak het. Omdat jy sy kind is. Omdat hy jou wil hê. Hy roep jou omdat hy jou ken. God se liefde is nie soos menslike liefde nie. As mense raak ons moeg en teleurgesteld en ons liefde raak bitter en koud. Maar God se liefde is anders. Dis volhardend, onveranderlik, dis tot in ewigheid, heilig en volmaak. Luisteraar, wanneer God na jou kyk, dan sien hy nie die dronkpartytjies, die losbandigheid nie. Hy sien nie die bitterheid, die haat, die vrees en die mislukkings nie. Hy sien Christus, die bloed, die kruis, die genade, die gees, die nuwe mens, die nuwe identiteit. Hy sien die DNA van Jesus Christus binne jou. Luisteraars, as Christene word ons egter geroep tot 'n hoë roeping. In 1 Petrus 1 vers 16 herhaal Petrus die woorde uit Levitikus. Wees heilig, want ek is heilig. Hierdie is nie 'n koue, harde wet nie. Dit is nie 'n onbereikbare standaard vir 'n supergeestelike mens nie. Dit is 'n uitnodiging, 'n roeping, 'n vaderstem wat sê, kom nader, kom dieper, kom leef soos wat my kinders leef. Want luisteraars, heiligheid is nie iets wat ons doen nie. Dit is iets wat ons word. Dit kan nooit 'n prestasie wees nie. Dit is ons identiteit. God se karakter is die maatstaf vir ons lewe. God sê nie wees heilig want jy moet harder probeer nie. Die woorde sê wees heilig want ek is heilig. Met ander woorde, laat my karakter jou karakter word. My natuur jou natuur word. Laat my hart jou hart word. Heiligheid begin nie by menslike poging nie, maar God se karakter. Luisteraars, God se karakter is volmaak, hy is rein, suiwer, liefde, lig, waarheid, regverdig. Heiligheid beteken dat die karakter van God in jou sigbaar word. In die hemel staan die engele, die gerubs, die serafs, en hulle roep sonder ophou, heilig, 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 is die Heer God almagtig. Hulle sien sy majesteit, sy glorie, sy reinheid, volmaaktheid. Hulle sien sy liefde, wat brand soos 'n vuur, en hulle kan nie anders as om hom te aanbid nie. Dit is die God wat jou roep. Nie sommer net een of ander klein afgooitjie nie. Nie 'n God van menslike idees of van tradisie nie. Maar die almagtige, die heilige, die ewige, die volmaakte. Maar luisteraars, die deel wat my hart breek van dankbaarheid, is dat die God wat die engele laat val op hulle gesigte, die God wat die heelal met die woord geskep het, die God wat in lig woon waar geen mens kan kom nie, die God wat heilig is bo alles, daardie God
noem jou sy kind. Hy noem homself jou pappa. Hy kyk nie na jou met 'n koue hart nie, hy kyk na jou met 'n vaderhart vol liefde, sagtheid en genade. En wanneer hy sê, wees heilig, dan sê hy, leef soos my kind. Dra my hart, my DNA, my karakter. Dra my liefde en my lig. Luisteraar, wanneer jy Jesus Christus aanneem, wanneer jy sy bloed drink en nagmaal, wanneer jy sy gees ontvang, dan kom sy DNA in jou. En dis nie biologies nie, dis geestelik. Jy kan dit dalk nie sien nie, maar dit is die werklikheid, dit is die waarheid. God plaas iets van homself in jou. Sy natuur, karakter, sy hart, sy liefde. Sy vrede, sy sagmoedigheid, sy krag. En dit beteken dat jy nie net 'n mens is wat probeer om beter te leef nie. Jy word 'n nuwe skepping met 'n nuwe identiteit. Luisteraars, baie mense dink Christendom is dat ek glo in Jesus, ek gaan kerk toe en ek probeer om 'n goeie mens te wees. Maar dit is nie die evangelie nie. Die evangelie is dat God jou in sy familie inbring. Hy maak jou sy kind, hy plaas sy gees in jou, hy gee jou 'n nuwe hart, 'n nuwe natuur, 'n nuwe identiteit. Jy word nie net gered nie, jy word hergedefinieer. Jy word nie net vergewe en vrygespreek en verander nie. Jy word heeltemal vernuwe, gevul. Jy word gevorm na die beeld van Christus. Luisteraar, heiligheid is nie 'n las nie. Dit is die gevolg van die natuurlike vrug van God se DNA in jou. Dit is soos 'n appelboom wat appels dra. Die wingerd sal druiwe dra. En so sal die kind van God heiligheid dra. Nie deur inspanning of wilskrag of selfverbetering nie, maar deur natuur. Want wat binne in ons is, kom na buite toe. As God se liefde in jou is, dan sal liefde uitvloei. Luisteraars, baie mense sê, maar ek sukkel nog met sonde. Ek val nog, ek voel nie altyd heilig nie. En ek wil vandag sê dat heiligmaking is 'n proses, maar die DNA is geplant. Die ou natuur skree soms hard, die wêreld lok, die vlees roep en die versoekinge gaan kom. Maar die nuwe DNA van God is sterker. Die Heilige Gees is sterker. Die liefde van Christus is sterker. Luisteraars, ons kan nie self heilig leef nie. Nie deur wilskrag of dissipline of goeie bedoelings nie. Maak nie saak hoeveel keer jy probeer selfverbeteringe aandoen nie. Heiligheid is onmoontlik sonder die Heilige Gees. Maar ons het wel 'n keuse. Ons kies om God te dien. Ons kies om weg te draai van die wêreldse versoeking. Ons kies om te luister na die stem van die Heilige Gees. Ons kies om te gehoorsaam wanneer hy fluister. Ons kies om te vlug wanneer die wêreld lok. Ons kies om te staan wanneer die vlees roep. Heiligmaking is 'n samewerking. God doen die werk, maar ons maak die keuse. Luisteraars, die Heilige Gees praat. Hy waarsku, hy lei, hy roep, hy fluister. Hy herinner en hy versterk. Maar die wêreld se stem is hard en aanhoudend. Die vlees se stem is aanhoudend. Die duiwel se stem is baie slinks. Daarom moet ons leer om stil te word en te luister. Want heiligheid begin met luister. Tyd deurbring saam met jou Skepper, jou Verlosser, jou Saligmaker. Heiligheid groei deur gehoorsaamheid. Dit word sigbaar deur die keuses wat jy maak. Heiligmaking is nie sommer net iets wat in die oomblik gebeur nie. Dit is 'n reis. Dit is 'n pad waarop ons elke dag net nader en nader aan God beweeg. Elke dag word ons meer soos Christus.
Elke dag word die DNA van God sterker binne in ons. Elke dag word die stem van die Gees duideliker. Elke dag word die stem van die wêreld al swakker. En luisteraars, dit is die mooiste reis wat enigiemand ooit kan stap. Luisteraars, ek wil vandag afsluit met 'n uitnodiging. En hierdie uitnodiging is nie een na godsdiens of dat jy sal kerk toe gaan nie. Dit gaan nie oor daardie titel nie. Dit gaan nie oor die image nie. Hierdie uitnodiging is na heiligheid, na verhouding, na die lewende God, na die Heilige Gees, na die DNA van Jesus in jou. As jy vandag voel jy het ver gedwaal, as jy voel jy het geleef soos ek geleef het, spatig, losbandig, ver van God af, dan wil ek vir jou sê dat God roep, hy wag, hy vergewe, hy herstel. God is heilig, en hy doen dit nie in jou krag nie, maar deur sy Gees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Papa, ons kom vandag na U toe met oop harte, met eerlike, gebroke, hoopvolle harte, met harte wat U nodig het. Here, U het vandag 'n uitnodiging gestuur, nie na godsdiens of 'n titel toe nie, na die image toe nie, maar na die heiligheid, die verhouding, na die lewende God, die Heilige Gees, na die DNA van Jesus in ons. Here, ons erken dat ons ver gedwaal het, dat ons soms in die wêreld leef. Ons het ons eie pad gestap, ons eie begeertes gevolg. Ons het gedoen wat reg gevoel het in die oomblik, en tog het dit ons leeg gelos. Maar vandag roep U, vandag wag U, vergewe U, herstel U, heilig U. Here, ons gee ons hart vir U. Ons gee ons verlede vir U. Ons gee ons wonde vir U, ons mislukkings, ons geheime. Ons gee ons hele lewe vir U. En ons vra, kom Heilige Gees, kom vul ons, kom lei ons, kom verander ons. Kom heilig ons en maak ons nuut. Here, ons weet, ons kan nie self heilig leef nie. Ons weet ons krag is min. Ons wilskrag is swak en ons pogings is gebrekkig. Maar U Gees is sterk. U Gees is genoeg. U Gees is die krag van heiligmaking. Daarom bid ons dat U DNA in ons groei. Laat U karakter in ons vorm. Laat U liefde in ons vloei. Laat U heiligheid in ons sigbaar word. Here, ons kies vandag om weg te draai van die wêreld se stem. Kies om weg te draai van versoekinge. Ons kies om weg te draai van die ou mens. Ons kies om te luister na die stem van die Heilige Gees. Ons kies om U te dien en U te volg, om U te gehoorsaam en U te vertrou. Vader, dankie dat U nie in ons foute vaskyk nie. Dankie dat U nie ons verlede teen ons hou nie. Dat U nie ophou klop of ophou liefhet nie. Dankie Here dat U nie ophou roep nie. Dankie dat U nie ons los en ons vergeet nie. Dankie Here dat U ons nie afskryf nie. U is Papa, U is heilig, U is liefde. U is genade en U is vrede. En ons gee U vandag die laaste woord in ons lewens. In die naam van Jesus Christus. Amen.